Goeiemôre almal. Kan julle almal hoor? Kom ons sluit die oë. Onse hemelse Vader, Here, saam met die natuur en die psalmdigter wil ons U grootheid besing vanoggend. Hoe groot is U? Here, U grootheid is ver bo ons menslike begrip. En dit is daarom ons gebed dat U hier verheerlik sal word, Here. Here, dankie vir die reën wat daar buite geval het en nog steeds effens val, Here. En soos wat U die aarde geseën het, wil ons vra dat U hierdie verrigtinge sal seën, Here. Dit is my gebed, Here, dat mense verby my sal kyk en hoor wat U uit die woord vir hulle sal sê en dat U werklik waar opgetel sal word vanoggend. Dat U Gees sal beweeg. Ons vra dit in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. Nou ek wil julle terugvat in die geskiedenis hier na 1888 toe. In 1888 het 'n man met die naam van Alfred Nobel, hy was die uitvinder van dinamiet. Hy het tot sy skok die oggend toe die koerant oopslaan gesien dat hy oorlede is. By navraag het hy verneem dat die joernalis wat die berig geskryf het verneem van Alfred se broer se sterwe en hy het gedink dis Alfred en hy het toe 'n berig geskryf. Nou enige persoon sou ongelukkig gewees het, as jy in die koerant moet lees, jy is dood. Maar wat Alfred die meeste geplaag, is hoe die mense hom deur die oë van die joernalis gesien het. Volgens die berig in die koerant, het die wêreld hom gesien as die dinamietkoning, wat 'n fortuin gemaak het, uit die plofstowwe wat hy vervaardig het, wat verantwoordelik was vir die dood van mense, asook die vernietiging en verwoesting van eiendom. Nie 'n enkele woord was gerep oor die ware betekenis van sy uitvinding of sy siening na vrede nie. Toe hy met 'n skokkende teleurstelling in die koerant sien hoe die mense hom sien, het hy besluit om sy reuse fortuin aan te wend, om sy beeld 'n bietjie te poets. So die mense sy sieninge kan openbaar wat sy sieninge rondom die strewe na vrede is. Nou in sy testament het hy geld bemaak vir jaarlikse skenkings. En so is die Nobelpryse, die bekende Nobelpryse, gebore. Nou, daar is Nobelpryse vir geneeskunde, fisiologie, wat natuurleer is, medisyne, skeikunde, letterkunde en natuurlik vrede. Nou, Alfred Nobel wou gehad het dat die mense homself moes onthou vir dit wat hy gestaan het na sy dood. En ek wil so 'n bietjie met julle 'n paar gedagtes deel oor 'n baie snaakse tema. Is jy die kat se snor? Dink jy is die kat se snor? Nou, kom ons gaan terug na die Bybel toe. Ons begin sommer in Genesis 1. Nou, hier kan maar jy moet maar volg op die skerm. Ek gaan na baie versies verwys. Ek gebruik die 53 vertaling, ek gebruik die Amplified en dan gebruik ek die 1982 Lewende Bybel om dit partykeer net, dit is 'n parafrase, net om dit in makliker taal vir ons weer te gee. Nou Genesis 1 vers 26. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. Met ander woorde, kom ons maak mense wat soos ons lyk. En dan gaan ons na vers 27. En God het die mens geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hom geskape. Man en vrou het hulle geskape. En dan in vers 31, toe sien God alles wat hy gemaak het en dit was baie goed. In die Amplified, luister hierna. God het gesê, let us, Father, Son and Holy Spirit. Met ander woorde, Jesus was teenwoordig. Let us, Father, Son and Holy Spirit, make mankind in our image after our likeness. Ander woorde, jy lyk soos Jesus ook. Vers 27, so God created him in his own image. In the image of and likeness of God, he created him. Male and female, he created them. God looked at everything he made and he was pleased. He completely approved it. Nou Abraham Lincoln, hy was 'n voormalige president van Amerika. Hy het gesê, the Lord prefers common looking people. That's why he made so many of them, ordinary looking people.
That's why I made so many of them. Nou ons is in die laaste maand van 2015. Baie van ons kan terugkyk en ons op die skouer klop oor dit wat ons vermag het. Ja, ons kan dalk 'n bietjie spog. En elke mens soek erkenning vir homself en hy wil vir ander vertel hoe goed hy is, wat hy gedoen het en bereik het, wat sy kinders gedoen het, wat hy besit, wie sy pelle is, en dit net om 'n tel by mense te wees. Die gespoggery gaan soms oor na hoogmoed toe. Die feit van ons is dat elkeen van ons soos die maan is. Ons het 'n blinkkant, ons wil hê die mense moet net die blinkkant sien, maar ons moenie die donker kant agter sien nie. Ek vat julle na Filippense 2 vers 3 toe. Julle moenie elkeen na sy eie belang omsien nie, maar elkeen ook na ander een sin. In die Lewende Bybel sê hy moenie net aan julleself en julle eie voordeel dink as julle iets doen nie, maar moet ook nie daarop uit wees om eer by mense te soek nie, want dit beteken niks nie. Wees eerder nederig en dink meer van ander mense as julleself. Engelse Bybel sê, don't do anything from selfish ambition or from a cheap desire to boast, but be humble towards one another, always considering others better than yourself. Ons praat oor, dink jy is die kat se snor. Dan is dit natuurlik die ouens wat spog hoe sterk hulle is. Dink maar aan Goliat. Goliat se val was groot. Ek wil julle nou nog 'n voorbeeld in die Bybel vat van koning Ben-Hadad en ek gaan hom 'n bietjie hier aanhaal uit die Lewende Bybel. 1 Konings 20 sê hy. Ben-Hadad van Sirië spog hier met hoe groot sy leer is. Onder sy groot mag was daar regeerders van 22 stede wat met hulle oorlogwaans en bemanning saamgekom het. Koning Ben-Hadad spog dat hy soveel manskappe by hom het, dat as hulle Samaria verwoes het, daar nie eers genoeg pyn sal wees, sodat elkeen 'n handvol daarvan sal kan wegdra nie. Dit is kommerwekkend, en koning Agab van Israel, hy is baie bekommerd en hy raadpleeg toe die Here. En die Here sê vir Agab, vat jou 7000 man en val hierdie magtige leer aan. Wat doen ou Ben-Hadad intussen tyd? Die Lewende Bybel sê, en jy kan gaan kyk, is maar dieselfde in die gewone Bybel, die 53 Bybel. Hy sê die verwaande Ben-Hadad en die 32 regerders het hulle dronk gedrink. En in die skadu van hulle skuilings het hulle gesit. Toe die wagte wat Ben-Hadad uitgesit het, kom rapporteer dat die manne uit Samaria marcheer, dis nou die 7000, het hy al besope beveel. As hulle wil oorgee, vang hulle lewendig, maar as hulle wil beklei, vang hulle dan ook sommer lewendig. Wat het gebeur? Koning Agab en die Israeliete het saam met die Here het hulle gehelp, en hulle het die magtige grootmond Siriërs verslaan. Nou wanneer jy spog, gaan dit soms oor na hoogmoed, die Engels moet sê arrogance. Spreuke 21 vers 4. En ja mense, hoekom praat ek hier oor? Want dit is iets waarin die Here hekel het. Spreuke 21 vers 4. Hoogheid van oë en trotsheid van hart, die glans van die goddelose, is sonde. Om verwaand te wees en op ander neer te sien, is die lewenspatroon van slegte mense. Maar dit is sonde. Engelse Bybel, wicked people are controlled by their conceit and arrogance, and this is sinful. Ons gaan weer terug in die geskiedenis. Almal van julle het al seker gehoor van Napoleon Bonaparte. Nou die gesiedskrywer Theodor Engström vertel dat Bonaparte die oggend van die Battle of Waterloo het hy al sy leiersfigure van die weermagkorps bymekaar gekry. En nadat hy vir hulle instruksies gegee het hy opgemerk, teen vanaand sal die Britse generaal Wellington in ons mag wees. Napoleon sy generaal het toegesê, en ek wil hom aanhaal, man proposes, but God disposes. Waarop Napoleon vererg gesê het, no, Napoleon proposes, and Napoleon disposes. Wat het gebeur? Die Here lag as te ware vir hierdie arrogante leiers. Napoleon hy het die uitdaging van Napoleon aanvaar. En Napoleon is verslaan. Wat het gebeur?
giere weer ander onvoorsiene omstandighede het tot Napoleon se val gelei. En wat het toe met Napoleon gebeur? Hy is verban na 'n eensame eiland en hy daar het hy gesterf van die ouderdom van 51 jaar. En op sy grafsteen het hulle net twee woorde geskryf: Here lies, niks verder nie. Jeremia 9 vers 23, kom ons kyk wat sê die Here. So sê die Here, laat die wyse hom nie beroem op sy wysheid nie, en laat die sterkte hom nie beroem op sy sterkte nie. Laat die ryke hom nie beroem op sy rykdom nie, maar laat hy wat wil roem, hom hierop beroem, dat hy verstaan en my ken, en dat ek die Here is, wat goedertierenheid, reg en geregtigheid op die aarde doen. Want in hierdie dinge het ek 'n welbehaag, geparafraseer net 2 lyntjies. As 'n mens wil spog, laat hom liewer spog, omdat hy my, dit is God, van my weet en my ken. Want ek is die Here wat getrou bly aan my verbond, en reg en geregtigheid op die aarde doen, en let hierna. Dit is hierdie dinge wat vir my vreugde gee. As jy roem in die Here, gee jy vreugde vir die Here. Ek wil so ietsie sê oor rykdom. Want rykdom is ook een van die ewels. Waar kom rykdom vandaan? Die Here het nie 'n probleem met geld nie. Hy het nie 'n probleem met rykdom nie. In Spreuke 10 vers 22. Die seën van die Here, dit maak ryk en moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie. Die Lewende Bybel sê dit is nie die Here se seën wat 'n mens kan ryk maak. En 'n mens se eie gesoeg kan dit nie regkry nie. Ons kry 'n waarskuwing in die Bybel, sommer vroeg hier in Deuteronomium 8. Julle moet oppas dat julle nooit in julle harte so begin dink nie. Dit is deur my eie bekwaamheid en my harde werk wat ek so ryk geword het. Onthou dat dit die Here julle God is wat julle in staat stel om ryk te word. 2 Konings 18 lees ons van koning Hiskia. Hierdie koning het baie naby aan die Here geleef. En die Here het hom geseën. En op 'n dag het boodskappers van Babel hom besoek. En dan lees ons in 2 Konings 20 vers 13. En Hiskia het geluister en hulle sy hele skathuis laat sien. Kyk wat doen hy. Die silwer en die goud en die speserye en die kosbare olie en sy wapenhuis en alles wat in sy skatkamer te vind was. Daar was niks in sy huis of in sy hele ryk, of Hiskia het hulle dit nie laat sien nie. Hy het vir almal al sy skatte gewys, sy krag gewys. Dit het die Here ontevrede gemaak. En die Here het die profeet Jesaja na hom toe gestuur. En dan lees ons in 2 Konings 20 vers 16. Die Here sê vir Hiskia, hoor die woord van die Here. Daar kom daar dat alles wat in jou huis is, en wat jou vaders tot vandag toe opgehoop het, na Babel weggevoer sal word. Daar sal niks oorbly nie, sê die Here. Koning Hiskia het later, as jy in die Bybel gaan lees, het hy al sy rykdom verloor en selfs sy afstammelinge is weggeneem as slawe om vir die koning van Babel te werk. Nou party mense is agter geld aan soos 'n duiwel agter 'n siel. Iemand het by geleentheid gesê, om baie geld te maak of te hê is in orde, mits jy nie te veel daarvoor hoef te betaal nie. 2 Timoteus 3 vers 1 tot 2. Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgierig, grootpraters, trotsaars, lasteraars, ongehoorsaamheid en aan hulle ouers ondankbaar en onheilig wees. Mense, dit is waar ons vandag is. En die Amplified sê, people will be lovers of self and utterly self-centered lovers of money and aroused by an inordinate greed for wealth, proud and arrogant and boasters, and they will be ungrateful. Ek lees in November, 'n maand terug, dat in Amerika, in New York, het 'n kelnerin, sy het 'n herrie op sosiale media ontketen. Sy het 'n tafel van 4, waar daar 4 Franse manne was, het sy bedien.
En toe het sy gekla oor die skamele, die klein voetjie, die tip wat sy gekry het, van R200, so wat R3.400. Wie van julle sal 'n tafel van 4 gaan bedien? Dan kry jy R3.400 daarvoor. Wat wou sy gehad het? Sy sê in Amerika is dit gebruiklik dat die voetjie so 15 tot 20% van die totale rekening is. Die rekening was $3.000. Met ander woorde, sy het aanspraak gemaak op $600. Met ander woorde, sy wou R10.200 tip hê. Sy was ondankbaar vir dit wat sy gekry het. En sy het behoorlik gif gespoeg en toe op X, dis nou op Twitter, het sy die volgende geskryf. Just as I was starting to unlearn my hatred for the French, they turn around and do this. Praat van ondankbaarheid. Party mense verdien nie, en die mense het daar gelooi op Twitter, verdien nie eers R10.200 in 'n week nie. Begeer jy om ryk te word? Pas op, daar is pitfalls. 1 Timoteus 6 vers 9. Maar die wat wil ryk word, val in die versoeking en strikke en baie dwaase en skandelike begeertes wat die mense laat wegsing en in verderf en ondergang. Want die geldgierigheid is die wortel van alle ewels. En omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. Party mense het geld hulle mikpunt geword en daardeur hulle vertroue op die Here verloor, sê die Lewende Bybel, en die een smart na die ander oor hulle gebring. Pas op, rykdom is so seewater. Hoe meer jy daarvan drink, hoe dorser word jy. Met die inflasie wat ons in Suid-Afrika ondervind, is ons land vandag maar baie min werd. Onlangs het 'n swart werknemer opgeneem, het gesê, "Ook my baas, as hierdie R5 val daar by die sementvloer, hy roep ons nie eens meer nie." Nou, voorheen as jy halfkroon dat val het hy getingel. Ek dink ons almal van ons het al 'n R1 muntstuk in ons besit of in ons sak gehad. Veral die met die springbok op. Ek wil vra vir jou, hoe oplettend is jy? Wat staan onder daardie springbok? Wie weet? Iemand? Wat staan daar op daardie springbok onder die R1 dood? Daar staan Soli Deo Gloria, Soli Deo Gloria, to God the glory, vir die Here, tot die Here die eer moet aan die Here kom. 1 Prediker 5 vers 18 leer ons, God gee aan die mens rykdom en besittings, en laat hom dit geniet. Hoe vereer jy die Here? Met die talente wat hy vir jou gee, met dit alles wat hy vir jou gee. Is jy werklik 'n rentmeester van dit wat hy vir jou gee en gebruik jy daai geld, daai ronde wat jy het, gebruik jy dit tot eer van God? Dink jy is die kat se snor? En nou gaan ek op 'n punt kom, op 'n topik kom soos 'n goeie Afrikaans waaroor baie mense my sal wil kruisig. Facebook. Dit gebeur dat honderdduisende mense op 'n daaglikse basis op sosiale netwerk, Facebook en Twitter spog oor dit wat hulle in hulle lewe bereik het. Hoekom doen mense dit? Ek gee nie vir my eie opinie nie. Harvard Universiteit het 'n studie gedoen na die redes waarom mense so spog en hulle self opbemel. Nou volgens hulle verslag wat hulle uitgebring het, en ek gaan dit lees, ek het dit vertaal van Engels af, het hulle bevind dat mense wat dikwels van hulle self, hulle families praat en skryf, dieselfde gedeelte in hulle breine aktiveer, wat 'n gevoel van genoegdoening en plesier stimuleer, as dit wat met die inname van 'n lekker bord kos, sjokolade, verkryging van geld en seksuele aktiwiteite verkry word. Deelnemers aan hierdie navorsing was so daarop aangestel om hulle prestasies en suksesse te dokumenteer, dat hulle self bereid was om geld te betaal, dat dit gedokumenteer moet word. Nou die inding is, vandag baie ouens gee vir hulle voertuie hulle name. Jy sien op die nommerplaat, daar was 'n man gewees, ek praat van iemand hier rond nie, hierdie is nie gemik op enige iemand nie, daar was 'n man met die naam Fouché, en sy nommerplaat is gesê Fouché, en Fouché word aangekeer vir die tweede keer
op 'n aanklag van dronk bestuur verskyn in die hof. En daar in die hof, toe pleit hy om versagtende omstandighede. Hy sê dat hy finansiëel sukkel, swaar kry, sy gewese vrou is besig om hom uit te roei. Hy betaal R60.000 'n maand onderhoud en hy betaal R30.000 'n maand vir skoolgeld aan privaat skole vir sy 2 kinders. Hy kan dit nie bekostig om 'n boete te betaal nie. En toe sê die landdrus vir hom, ek sê jou 'n keuse gee. Of jy betaal 'n boete van R25.000, of daarbo Forshey op daai nommerpad sit jy 'n kennisgewing op en hy moet vir 'n jaar daar vertoon word. Hierdie voertuig behoort aan 'n dronklap. En raai wat, net nie dit nie. Mense moenie sy donker kant sien nie. Ewe skielik het hy R25.000 om die boete te betaal. Nou baie mense kan spog. In 2 Korintiërs 11 lees ons dat Paulus sê hy sou kon gespog het. Paulus het natuurlik die grootste gedeelte van die Nuwe Testament geskryf. Paulus sê dat die Here nie wil hê dat 'n mens jouself moet aanprys nie. Nou wanneer mense spog, word dinge partykeer vreeslik aangedik. Hulle vertel van hierdie luitenant wat tot 'n kolonel bevorder is. En hy sit met sy kraaknuwe uniform in sy splinternuwe kantoor daar. Hy is so gefrustreerd. Hy kan nie wag dat iemand hom kan besoek nie om vir hulle te vertel van die hogere rang wat hy nou beklee. In die volgende oomblik is daar 'n klop aan die deur en vinnig gryp hy die gehoorstuk van die telefoon om die indruk te skep dat hy besig is en hy skree binne. En die jong luitenant kom binne en hy salueer die kolonel. En die kolonel sê, net 'n oomblik jongman, die telefoon het nou net gelei. Op 'n baie hoogvaardige manier praat hy oor hierdie telefoon en hy sê, reg generaal, dit is reg so, natuurlik generaal, ek sal dadelik die president skakel, waarop hy die gehoorstuk neersit en vra, wat kan ek vir jou doen jongman? En die jong luitenant is baie verbouwereerd en hy sê, niks nie kolonel, ek kom met die telefoon konnekteer. Nou partymense spog heeltyd oor hoe goed sy ouers en sy grootouers was, wat nou al in die graf is. Sulke mense erken dat dit beter is om 'n familielid te hê wat reeds dood is, as een wat nog lewe. In Spreuke 27 vers 1, beroem jou nie op die dag van môre nie, want jy weet nie wat die dag sal bring nie. Laat 'n ander jou prys en nie jou eie mond nie, 'n vreemde en nie jou eie lippe nie. Do not boast of yourself and tomorrow, for you know not what the day may bring forth. Let another praise you and not your own lips. Nou, regerings is geneig om te spog. En nou gaan ek daar na Donald Trump se wêreld toe. Nou, ek gaan eers 'n bietjie teruggaan in die geskiedenis. In 1965 het die Amerikaners wil altyd die beste wees. Hulle wil altyd die voorbeeld wees. Nou in 1965 het die Amerikaners na aanleiding van 'n verslag wat voor die Senaat gedien het gespog dat hulle met hulle gevorderde rekenaartegnologie 'n uiters kleurige toekoms vir die Amerikaanse bevolking sien. Hulle het gesê dat in 1985, 20 jaar later, sal die Amerikaners baie meer vrye tyd en ontspanning hê en dat die bevolking slegs so wat 22 uur per week sal werk. Dit klink nie sleg nie. En dat hulle op 38 met pensioen sou kan gaan. Nou, hier in Suid-Afrika is daar 'n paar ouens wat sommer hulle skool uitkom met pensioen gaan. Want hulle sit met hulle afgod die selfoon en videospelletjies en spog. Maar kom terug na wat in Amerika gebeur het. Die sogenaamde gevorderde elektroniese tegnologie het alles behalwe die ekonomie gestabiliseer. Die gemiddelde werksweek in Amerika is nou 47 uur, terwyl tyd vir ontspanning met 37% afgeneem het. Die Amerikaners hardloop nog steeds. Die ekonomie is nie goed op die stadium en die werkloosheid is ook daar. Nou die Amerikaners is bereid daarvoor dat hulle haastig is. Hulle wil altyd eerste en die beste is. Hulle tot 'n berg gaan noem. Luister mooi, Rushmore.
van hulle gespog en wensdenkery dat hulle mense vroeg met pensioen sou gaan, het niks van gekom nie. Inteendeel, hulle wil die aftree ouderdom nou na 70 toe verhoog. Pas op vir daardie sinnelose kompetisie om ander mense te wil beïndruk, altyd beter te wees. Nou eendag, een van die moeilikste werke wat daar is, van die moeilikste beroepe daar was, is deur tot deur verkope. Nou, daar was hierdie man, was hy huishoudelike produkte verkoop het. En hy was vir verskeie jare, etlike jare, was hy die topverkoper gewees van, hy die meeste produkte verkoop. En toe vra hulle vir hom, 'n verslaggewer vra vir hom, wat is jou geheim? En hy sê, dis eenvoudig. As ek daai deur tot deur, as ek kan die deur klop, of die man of vrou maak oop, dan sê ek vir hulle, ek het net vir julle iets kom wys, wat julle buurman sê, julle kan nie bekostig nie, sodat julle so lank geld kan spaar, om dit later te koop. En dan, man, dis soos die Engelsman sê, 'n done deal, dan verkoop hy sy produk. Want hulle wil, want mense sal hulle self in die skuld dompel om goed te koop wat hulle nie kan bekostig nie. Net om ander mense wat hulle in die meeste gevalle nie ken nie te beïndruk. Galasiërs 5 vers 26. Laat ons nie word soekers van ydelle eer wat mekaar uittart en mekaar beny nie. Lewende Bybel sê ons moet loskom van die nuttelose kompetisie met ander waar die een mens nie vir die ander iets gun nie. En elkeen net probeer om vir homself 'n reputasie te verkry, wat beter is as andersin. Mense, ons moet nederig wees. Enzo Ferrari, hy is al dood. Dit word vertel, hy was die voormalige grootbaas van Ferrari gewees. Dit word vertel dat hy meestal in 'n eenvoudige Fiat 124 rondgery het. Jakobus 4 vers 14 tot 16. Dit handel oor groot pratery vir die toekoms. Julle wat nie eers weet wat môre sal gebeur nie, want hoedanig is julle lewe? Dit is tog maar 'n damp wat vir 'n kort rukkie verskyn en daarna verdwyn. In plaas van dat julle sê, as die Here wil en ons lewe, sal ons dit of dat doen. Maar nou roem julle in julle groot pratery, en al sulke roem is verkeerd. Dis wat die Bybel sê. Ons praat oor, dink jy is die kat se snor, en ons nog steeds in Amerika. 'n Bus met toeriste het deur die strate van Washington in Amerika gery. Toe hulle verby die Pentagon gebou verbyry, toe sê die toergids vir die toeriste, hierdie gebou het die belastingbetaler miljoene dollars gekos en dit is in 'n tydperk van 18 maande voltooi. Nou daar was 'n bejaarde Engelse dame wat deel van die toergroep uitgemaak het en sy sê toe hierop. In Londen sou ons ingenieurs dit maklik goedkoper en in die helfte van die tyd gebou het. Die volgende besienswaardigheid op die roete van die bus was die geboue van die departement van Justisie en weer eens het die toergids vir die toeriste vertel dat hierdie gebou het miljoene dollar gekos en dit het bykans 2 jaar geneem om dit te voltooi. Weer eens het die ou dame ingechip en gesê, in Londen sou hulle dit beslis goedkoper en vinniger gebou het. Nou hierdie toergids het al keelvol geraak vir hierdie vrou wat so selfvoldaan is en so vol is van die mense in Londen. En toe hulle verby die Washington Monument bly doelbewus stil. En sy sê, "Hi, wat se gebou is dit daai?" En het vir 'n rukkie stil gebly en toe sê hy, "Slaan my dood, dame, daai gebou was nie gister hier gewees nie." Die Washington Monument was natuurlik vernoem na George Washington, die eerste president van Amerika. Nou soos julle almal weet, Donald Trump is die huidige president van Amerika. Daar is verskeie geboue en ja, sportklubs na hom vernoem. Dis die Trump National Golf Club, die Trump International Hotel and Towers, dit is in Chicago, sowel as in New York. Nou waarom vernoem mense grond en geboue na hulle self volgens die Bybel?
Ek gaan na Psalm 49 toe, ek gaan die parafrase vir julle lees, ek kan dit later by die huis gaan lees. Hulle mense dink dat die huise wat hulle bou vir altyd sal bly staan en dat hulle daarin sal kan woon vir ewig. Daarom vernoem hulle grond na hulle self. Maar selfs 'n ryk mens leef nie vir altyd nie. Net soos diere moet hy ook doodgaan. En dan Psalm 49 vers 17. Daarom moet jy jou nie ontstel as iemand rykdom versamel en sy familie al belangriker word nie. Want die dag as hy doodgaan, kan hy niks saamvat nie. Sy rykdom gaan nie agter hom aan nie. Langenhoven, sê jy Langenhoven? Hy is die man wat die Bybel vertaal het, die 53 vertaling. Hy het gesê, dit beteken nie veel vir 'n man om 'n man van belang te wees nie. Die belangrikste ou by die begrafnis is die dooie. Nou, baie mense het die vermoë om te spog oor dit wat hy gaan doen. Dit realiseer nooit nie. Hy sê hy gaan iets bydra tot die kerk. Hy gaan iets, ons ken sulke mense. Ander mense soek weer iets wat hy vir ander kan gee om doen, maar dit bly net woorde. Wat sê die Bybel hiervan? Hy sê Spreuke 25 vers 14. 'n Man wat hom beroem op 'n geskenk wat hy tog nie gee nie, is soos dampe en wind waar geen reën by is nie. People who promise things that they never give are like the clouds and the wind that bring no rain. Mense, en nou kom ek nader aan die huis. Beplan jy 'n troue? Spog jy oor daai grand troue van jou dogter, van jou kleindogter? Navorsers in die Universiteit van Singapore het 'n navorsing gedoen. Hulle het uitgevind, hoe duurder die troue, hoe korter die huwelik. Nou wat is die antwoord? My Brakman vriende is nie vandag hier nie. Maak soos Brakman, beplan eerder 'n bring en braai. Nou by matriekafskeide, ek gaan nie te veel daarvan sê nie, word daar behoorlik uitgehang en gepronk. Mense word met spogmotors en selfs helikopters aangery. Baie mense voel uit, want hulle kan dit nie bekostig nie. Daar is nou skole wat vereis dat matriekafskeid net 'n gewone skoolklere sal plaasvind. So niemand voel uit nie. Nou baie mense kry groot kop as hy 'n taak suksesvol afgehandel het, sukses in die lewe behaal het. Nou sukses kan soms van korte duur wees. In 1978, kyk in Londen het hulle met die stakings begin. Nou in 1978 het die brandweermanne van Londen gestaak, die brandweermanne. Die Britse weermag was opgeroep om brandweerdienste te verrig. 'n bejaarde vrou van Oos-Londen, sy het die ouens geskakel en gesê, kom help my kat sit daar bo in die boom. En die volgende oomblik het die weermagmanne daar met 'n brandweerjaag met loeiende sirenes en flitsende rooi ligte by haar huis opgedaag. Dit het heel wat kopkrap gekos en gespook gekos, toe hulle hierdie kat daar bo in die boom sien. Maar na 'n vreeslike spook het hulle daarin geslaag om die blaasende en krappende kat uit die boom te red. Nou die bejaarde vrou en haar vriendinne was so oorstelp van vreugde dat hulle vir die weermagmanne gesê het, kom drink 'n bietjie tee en koekie saam met ons. Nou die kat en die heldhaftige reddingspoging van die brandweermanne was natuurlik die hoofbesprekingspunt by hierdie plek waar hulle koekies en tee geniet het. En toe daarna, toe vertrek die weermagmanne. Soos hulle sê, die chaft, daai goeie woord, chaft, hulle is so ingenome met dit wat hulle gedoen het. Vertrek hulle en hulle met 'n selfbevredigende gevoel oor die taak wat hulle suksesvol afgehandel het en hulle het weer hulle sirenes aan dat almal kan sien die flitsende ligte en so aan. En toe hulle om die straathoek gaan toe ry hulle oor die ou vrou se kat. Nou ons as mense is soos die kat wat die boom klim. Ons klim die leer van sukses en as ons bo kom, kyk ons neer na ander mense. Ons kyk neer op ander mense. Ons dink ons is die kat se snor en ons weet nie hoe om van ons troon af te klim nie. En ons val kan groot wees.
Ons val kan selfs tot in die hel wees. Jy sê vir my, hoe kan ek dit sê? Onthou, Satan het groot kop gekry, hy en 'n derde van die engele is uit die hemel uitgeskop, en hulle voorland is die hel. Om te spog veral oor wysheid, krag en rykdom, lei tot hoogmoed, wat sonde is, omdat alles wat jy het, 'n geskenk van die Here is. Hoe voel die Here oor hoogmoed, opgeblaasenheid? 1 Petrus 5, vers 5 leer ons, die Here weerstaan die hoogmoedige, maar aan die nederiges gee hy groot genade. Wil jy meer genade hê? God is gekant teen mense wat hoogmoedig is, maar hy doen goed aan die wat onderdanig is. Die Amplified sê, for God sets himself against the proud, the insolent, the overbearing, the disdainful, the presumptuous, the boastful, and he opposes, frustrates and defeats them. Nou wat sê die Here oor spog? Waaroor kan 'n mens dan spog? 2 Korintiërs 10 vers 17 en 18. Maar wie roem moet in die Here roem. Want nie hy wat homself aanbeveel, die is beproef nie, maar hy wat deur die Here aanbeveel word. Wat beteken hierdie versie? Want nie hy wat homself aanbeveel, die beproef nie, is beproef nie, maar hy wat deur die Here aanbeveel word. Geparafraseer in die Lewende Bybel, as 'n mens wil spog, laat hom dan spog oor dit wat die Here gedoen het. As 'n mens homself aanprys, bewys dit tog niks. Wat wel belangrik is of die Here so iemand se werk goedkeur. Nou die bekende Charles Spurgeon het gesê, die prediker, Charles Spurgeon het gesê, while others are congratulating themselves, I lie humbly at the foot of Christ's cross and marvel that I am saved at all. While others are congratulating themselves, I lie humbly at the foot of Christ's cross and marvel that I am saved at all. Nou, hoe kry 'n mens eer? Wat sê die Bybel? Spreuke 21 vers 21. Wie geregtigheid en gewelddadigheid najag sal die lewe, geregtigheid en eer vind. As 'n mens daarop konsentreer om reg te doen, sal jy lank lewe, sê die Lewende Bybel. En mense sal in jou goed doen. Wat sê die Engelse Bybel? Be kind and honest and you will live a long life. Daar's 'n lang lewe wat vir jou. Others will respect you and will treat you fairly. In Matteus 20 vers 27 is Jesus aan die woord. Hy sê, en elkeen wat onder julle die eerste wil word, moet julle diensknegt wees. Net soos die Seun van die Mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. 'n Leier moet bereid wees om ander mense te dien. Wil jy vir mense en bovenal vir die Here aanvaarbaar wees? Ek dink ons almal wil. Spreuke 3 vers 4. Spreuke 3 vers 3 en 4. Liefde en trou, laat liefde en trou jou nie verlaat nie. Bind dit om jou hals. Skryf dit op die tafel van jou hart. Dan sal jy genade vind en 'n goeie insig in die oë van God en die mense. Hy sê laat liefde en getrouheid deel van jou word soos iets waardevols wat jy om jou nek dra en iets wat jy in jou gedagtes ingegraveer is. Luister dan sal jy nie net vir die mense nie, maar ook vir God aanvaarbaar wees en almal sal baie van jou dink. My laaste versie vir die dag, mense, Romeine 12 vers 16. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by nederiges. Moenie eiewys wees nie. Wow. Voeg julle by nederiges. Kom ons kyk wat sê die Lewende Bybel en die Engelse Bybel. Werk saam sonder oneenigheid. Moenie vir julle belangrik hou nie, maar maak vriende met eenvoudige mense. Moenie dink julle is baie slim nie. Kan vir my sê dis nie die regte vertaling hier. Laat ons dan sê wat sê die Engels. Live in harmony with one another. Do not be proud, but willing to associate with people of a low position. Do not be conceited. In other words,
have a high opinion of yourself. Onthou, Jesus het gekom. Vir wie het hy gekom? Vir die armes, die siekes en die sondaars. Moenie neersien op die armes, die mense. Thomas Carlyle, 'n filosoof, het gesê, a great man shows his greatness in the way he treats the little man. A great man shows his greatness in the way he treats the little man. Ons almal sê ons is disippels van Jesus. As ons disippels is van Jesus, moet ons onthou, dat met ons voorbeeld, kan ons 'n baie beter preek lewer as enige ander prediker. Laat jou lig so skyn, dat waar jy ook al beweeg, die mense sal sien, dat jy 'n Christen is. Jy is dalk die enigste Bybel, wat ongelowiges dalk eendag sal sien. Kom ons sluit die oë. Here, dankie vir die boodskap wat U vir my gedeel het, om met U familie hier te deel. Dit is my gebed, dat elkeen U woord in hulle harte sal vasmaak, en ja in hulle lewe sal toepas. Dankie, dat U nie die aannemer van die persoon is, en dat selfs die boemelaar wat in die gutter lê, vir U net so belangrik is, soos daardie gewilde filmster in die kalklig. Help ons om in die voetspore van Jesus te loop, en ook sy liefde en omgee in ons lewe aan te preek, Here, sodat ons werklik waar kan aanspraak, dat ons die kinders is, en dan ook kan staat maak op al die beloftes wat U vir U kinders het. Ons vra dit in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. Nou, kom ons staan.